Here, dat U vereer sal word met dit wat ons hier doen. Alle lof, alle eer kom U toe. Ons bid in Jesus se kosbare naam. Amen. Amen. Dan so paar minute julle kan net sitplekke inneem en julle wat vir ons wil sing kan vorentoe kom. Die Here lees op my hart dat julle nou gou vir ons hier mense wat gou vir ons so 'n liedjie wil sing vanmôre. Kom suster, kom saam sing.
bevestiging vir die woord vandag deur. Die vraag vanmôre is, volg jy die Here gewillig? Volg jy dooie wette en dooie reëls, of volg jy 'n lewende God? Leef jou God, myne leef, en ek volg hom graag. Ons lewe in 'n tyd waar ons nou baie dinge het wat gebeur en steeds besig is om te gebeur. En sy nou die dag vir u gesê het, ek sê vir u, en ek sê dit weer, ek wil nie daar behandel nie, maar ek wil vir julle sê, Matteus 25 het 'n vervulling ingegaan. Daar was praat, hierdie mense wat dinge geprofeteer het geprofeteer. Onthou net die 10 maagde, wat gaan hulle gaan uit? Hulle gaan uit om die bruidegom te ontmoet. Mens gaan nie uit om iemand te ontmoet wat jy nie verwag nie, nee. Maar die dag en die uur wat niemand weet nie, is nog steeds waar. En daardie dag en uur is middernag. En daardie gelykenis hoor ons by middernag, skielik onverwags, toe kom die bruidegom, om die maagde te kom haal. Onverwags. Het is so interessant, die Here sê ook, ek kom soos 'n dief in die nag. Wanneer kom die dief? Middernag. Hy kom middernag as jy slaap. Hy kom soos 'n dief in die nag, maar hy sê hy kom net vir hulle wat hom nie verwag nie. Dit beteken nie jy gaan weet wanneer hy kom nie. Dit beteken jy is reg vir hom. Jou lampie is vol, jou olie is vol, jy is voorberei vir sy koms. Dit maak nie saak of jy slaap nie. Amen. Dis soos 'n ou wat allerlei alarmstelsels in sy huis sit. Nee, ek slaap baie lekker. Ek sien daar so 'n advertensie, jy kry nou so 'n sakkie. Wat jy jou kar met as 'n karre, hierdie volks van hulle is so, die ouens het so ding, ek loop by jou huis verby, dan kan hy die kode steel, met dit dan, en dan steel hy jou kar, ek weet nie verstaan hoe hy dit reg kry nie, maar jy kry nou so 'n sakkie wat jy jou kar se sleutels insit en toemaak, dan kan hulle dit nie doen nie. Hoekom? Want ons weet ons daar kom 'n dief in die nag. Nou, ek wil vir jy sê, ons ken die dag en die uur nie. Matteus 5:24 sê dat ons ken die dag en die uur nie. Maar dit maak nie saak nie. Ons sien genoeg tekens daar buite. En as gevolg van die tekens daar buite, kry ons dat mense nou verdeel raak. En die Here het gesê, ek het nie gekom vrede te bring. Hy het gesê, ek het gekom skeiding te bring. Skeiding tussen die koring en die kaf. Skeiding tussen hulle wat werklik my wil dien en hulle wat sommer net godsdienstig is. Hulle wat sommer net die voordele soek. Hy sê, ek kom om daardie skeiding te maak. En daarom kry jy mense wat ten spyte van dinge wat gebeur wat nie in vervulling gegaan het nie, nog steeds sê dit maak nie saak nie. Ons wag nog steeds vir die Here. Maar ander gaan en hulle val die hele tyd mense aan en verskeer en vertrap mekaar oor hierdie dinge. In plaas van om hulle lampies vol olie te kry. Maar ongeag wat jy nou glo en wat jy nie wil glo nie en wat jy weet en wat jy nie wil weet nie, ek wil vir jou sê daar's een wat regop sit. En hy sidder en hy bewe van angs, want hy sien wat in die wêreld aangaan. En sy naam is die ou duiwel, die ou Satan. En daarom is hy nou harder as ooit besig om te probeer om verdeeldheid te saai en om skeuring te veroorsaak. En my preek het gekom na gelang van 'n ding wat ek hierdie week gehoor het. Waar ek in hierdie week gehoor het, ek wil sê die vyand sal kom. Hulle kom al lankal met wat jy mag eet en wat jy mag drink. Hulle kom al lankal met watter naam ons moet gebruik vir die Here Jesus Christus, en die ander ding wat hulle kom is 'n ding wat hulle noem Sabbat. Ek wil sê ek hou die Sabbat. My Sabbat het 'n hoofletter S vooraan en sy naam is Jesus Christus. Want ek kry my rus in Christus. Ek kry my rus nie in 'n dag nie. Ek kry my rus in Jesus. Maar nou is daar 'n sekere, ek sal uit respek haar noem, maar 'n dame noem wat in hierdie dorp rondloop. Weet jy wat moet doen nie. Ons het 'n kragtige jeugbediening in die gang. En sy is besig om jeug te infiltreer en vir hulle te vertel, julle is in die verkeerde kerk, want hulle gaan Sondag kerk toe, hulle aanbid die verkeerde God. Ja, dis besig om te gebeur. Jong kinders wat nog nie sterk is, wat nog nie presies weet waaroor gaan dit nie, en sy wil hulle mislei. En net om dit te bevestig, Vrydag wonder ek of ek hieroor moet preek, want ek het besluit ek moet oor hierdie preek dat mense once en vir al nie weet wat Jesus vir ons kon doen het nie, maar hulle ook weet waaroor die Sabbat eintlik gaan. Want lyk my hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Kom my klein dogter Vrydag 'n ander dame in die dorp en deel hierdie boekie uit. En dit lyk aanvanklik baie goed, die groot hoop. En jy begin om lees en dis hoe die duiwel werk. Hy sê hy gaan nie vir jou vertel die lig is piek nie. Hy gaan vir jou sê dis blou. En hy begin met dit en hy begin vir jou al die groot hoop gee. Maar dan kom die maar. Soos alle sektes, soos alle dwaalleringe, dan kom die maar.
Jy moet dan sekere vereistes voldoen, menslike vereistes wat lang kan nie meer daar is nie. Maar kom vertel hulle ook in hierdie boekie, dat ons sê die 10 gebooie is weggevat. Ons het dit nog nooit gesê nie. Ons sê die Here het dit om vervul. Wat beteken dit om iets te vervul? Ek het 'n kraan om reg te maak, en ek kom nie daarby net een ander, die kry iemand anders. Daardie persoon vervul die taak wat ek nie kon doen nie. Die taak het nie verdwyn nie, die taak is gedoen, maar iemand anders het hom vervul. Die Here Jesus sê, ek kom vervul wat julle nie kon vervul het nie. En dan kom dit leers, dwaalleringe. Dan kom hulle met daai voorware, maar as jy die Sabbat nie hou nie, en jy not gonna make it. Dis die leer. Die Here waarsku ons, hy sê, ja, sien, as goed wat aan jy wil. Hy sê in Kolossense 2, vers 16, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank. Die Bybel sê dit, ek sê dit nie. Laat niemand julle oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maand of Sabbat nie. Wat 'n skaduwee is vir die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Jy sien, al hierdie dinge het 'n doel gedien, maar dit is 'n skaduwee van dit wat later sal kom. Nee, die Here Jesus sê vir ons, suster, is baie koud, anders kan ek hom afhaal. Ook. Jy moet sê as jy nie goed vir te koud maak die binne, as wat 'n bietjie warm gewees. Die Here sê ek is die nuwe wyn. Die heel eerste wonderwerk wat die Here doen. Wat doen hy? Hy verander water in wyn en die seremoniemeester sê die beste wyn het verlate gebly. Nou heel in die begin, hulle hoor daar's nie wyn nie. Wat sê die moeder? Die moeder sê vir hulle toe net wat hy vir hulle sê. Hy sê vrou, my uur het nog nie gekom nie. Maar sy ignoreer of sy gaan aan. Sy het hom geïgnoreer nie. Sy het verstaan wat hy sê. Die uur waarvan hy praat is nie sy bediening nie. Hy praat van daai laaste uur, wanneer hy die volmaakte wyn is. Jy sien hulle diere geoffer. Diere is geoffer, dis die ou wyn wat tydelik sonde bedek het, maar hy is die nuwe, die beter wyn. Maar dan moet ek ook vir jou sê, die nuwe wyn moet in 'n nuwe sak kom, né? Die Here sê die nuwe wyn kan nie in 'n ou sak nie, maar die ou wyn, wat doen hy gis, né? En hy fermenteer en hy verander die sak. Nou raak jy ontslaaf van die ou wyn. En jy wil die nuwe wyn, maar die ou sak bly dieselfde. En dis die probleem. As jy nog 'n moslim is wat glo daarin, of jy nou Hindu is, dan glo jy daarin, as jy 'n Jood is wat glo die Messias het gekom, fyn. Maar hoe wil jy, wie wil jy dien? Wil jy die wet dien of wil jy die Here dien? Die ou sak met die nuwe wyn, dit kan nie. Jy moet ook verander word, maar kom ek verduidelik 'n bietjie beter, dat ek dit vir julle mooi uiteensit, veral vir hulle wat luister. En veral vir hulle wat dalk swak en nie verstaan waaroor hierdie goed gaan nie. Waaroor hierdie wette gaan, hierdie skade wees nie. Daar's 'n rede voor. Nou ek wil net gou vir jou sê, dat ek het ook 'n traktaatjie. Wat ek lees. Ek het ook 'n traktaatjie. Hierdie dwaalleraars is nie vir 'n traktaatjies. Ek het ook 'n traktaatjie, hy is in my Bybel. Dis die boek van Hebreërs. Hebreërs is spesifiek ingesit, dis ook die boek se naam Hebreërs is. Maar baie van hierdie Jode wou teruggaan na die ou wet. Hulle was eers skielik nie meer so seker van Jesus nie. En hier word verduidelik van Jesus, hy is nie onder die orde, die Levitiese orde. Die Levitiese orde is die Leviete wat priesters geword het, né? En hulle het 'n tydelike priestersampt gehad en is 'n vleeslike priestersampt gewees. En dit het maar net, wat het hulle gedoen? Hulle diere geoffer, wat maar net die sondes tydelik bedek het. Ja. Maar die priester onder die orde van Melchisedek, het julle geweet, almal weet Jesaja is nie dood nie, hy is opgevaar, né? Is mos. Is dit Jesaja? Nee, is Elia. Elia het opgevaar, en Henoch, want julle geweet dat Melchisedek nergens is opgeteken dat hy oorlede is nie. Jy sien, hy is koning, hy is 'n priester en is ewigdurend. En Jesus is onder daardie orde. Melchisedek was so hoog geweest dat Abraham tot tiendes betaal het aan hierdie koning. Nou net 'n bietjie die Bybel gaan lees. Maar Jesus is onder daardie orde. Hy is die beter offer. Hy is die volmaakte offer. Hy het gekom. Daardie ander goed was die skaduwee, maar hy is die werklikheid. Hulle wil vir my vertel dat die Sabbat is al ingestel in Genesis 2. Genesis 2 sê, met gevoel dit lees. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Hy het die heilige geseën.
Maar nergens lees ons dat hy dit gehou in elke week nie. Dit is daardie spesifieke dag, toe God klaar was met sy werk, en daai dag heilig en geseën het. Ons lees dit nergens. As mense wil gaan en sê, nee, dit was nog altyd 'n Sabbat, ek wil gou vir jou lees, ek gaan baie rondblaai, maar ek wil dit vir jou gee, Deuteronomium 5 vers 15, die word dit mooi vir ons uitgespel. Vir wie is die Sabbat gegee? En hoekom? Ek lees vir jou die vers 15. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Wie was in Egipte land 'n slaaf? Ek en jy? Nee, die Jode. Hulle was slawe in Egipte land. Hulle het nie 'n rusdag gehad nie. Hulle het nooit gerus geken nie. Hy sê, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Met ander woorde, hy sê, die Sabbatdag is toe eers ingestel, toe ek jou vrygemaak het, sodat jy ook in rus kan gaan. Dis hoekom ek vir jou gegee. Dis waaroor die Sabbat gaan. Maar ek het ook 'n Sabbat. Want jy sien, ons wat in sonde was, is ook in 'n soort Egipte. Jy is ook in slawerny, jy is ook in daardie ding gewees van sonde, maar die Here lei jou daaruit. Hoe lei jy daaruit? Deurdat jy goed en oulik en wonderlik is. Deurdat die Here skielik hierdie perfekte mens is. Nee, aan die kruis. Aan die kruis het hy vir jou gesterf en vir my gesterf. Aan die kruis het hy betaal wat jy moes doen. Net soos hy die wet vir jou vervul het hy ook die straf vir jou kom dra. Vir my en vir jou het hy die straf kom dra. Hy het ons uit Egipte gelei, en nou is ons in die woestyn, en ons maak gereed om deur die Jordaan te trek. Nou sal mense sê, okay, maar jy is ons ook uitgelei, jy moet ons ook 'n Sabbat hê. Ek het hierdie einste traktaatjie van my, die naam van Hebreërs sê dit vir my in Hebreërs 4. Hy sê hier van vers 8, want as Joshua aan hulle rus gegee het, nou Joshua, hoekom hy dit noem is, die oorspronklik is die wet deur Moses gegee, né? Oorspronklik is die wet deur Moses gegee, vir 40 jaar, en eintlik het daai mense, daai hele generasie uitgesterf, en nou kom Joshua met hierdie nuwe, en hy gee vir hulle van vooraf die wet. Hy gee, jy moet mooi gaan lees, hy gee van vooraf hulle die wet, en hy sê, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Jy sien hierdie mense, die Sabbat rus die dag gekry, maar hulle het nooit in die rus ingegaan nie. Hy sê, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook van self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voordeel van ongehoorsaamheid mag val nie. Hierdie rus wat ek gekry het, is Jesus Christus. Dis daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit beteken, vir my is die Sabbat elke liewe dag. Elke liewe dag. Ek wil vir jou sê, ek het nie 'n probleem met wat 'n dag jy wil kerk toe gaan. Jy kan die grootste liefde op 'n Saterdag, maar moenie vir my vertel jy op die Sabbat. Ek gaan nou vir jou vertel. As jy net kerk toe gaan op die Saterdag, gaan breek jy klaar die Sabbat. Kyk. Ek gaan dit vir jou vertel, ek gaan vir jou bewys. Maar intussen kom ons by hierdie ding, dit is my Sabbat. Jesus is my Sabbat. Met ander woorde, toe ons lees vroeg in Matteus by die bergrede, dat Jesus Christus wil vertel vir hierdie fariseërs hoe hulle eintlik nie die 10 gebooie hou nie. Hoe ons nie die 10 gebooie kan hou nie. Wat sê hy daar? Hy sê, want as jy net vir 'n oomblik vir 'n vrou gekyk het om haar te begeer, het jy reeds egbreek gepleeg, né? Wanneer jy jou broer raak kan doen, jy het verloor van kwaad, het jy klaar doodgeslaan. So gaan dit aan. As jy jou vrou sonder rede skei, het jy gemaak dat sy egbreek pleeg. So gaan dit aan. Jy sien, die wet is vir ons gegee om vir ons te sê wat sonde is, maar die wet is ook vir ons gegee vir ons te wys wat is dit om 'n God te wees. Want jy sien, onthou wat het die slang gedoen in die begin? Hy het gesê, eet van hierdie boom en julle sal wees soos God is. En die Here kom en sê, kyk, daar's die wet. Jy het nie Jesus nodig nie, as jy daai wet met die letter kan hou. Maar niemand kan dit dan nie, net Jesus kom. Ons kan nie God wees nie, net hy kan God wees. Net hy die wet ten volle gehou. Tot op die letter, geen vir ons. In feite, ek gaan gou vir jou bewys. 'n geval vir jou lees hier in Lukas 13, waar hulle in die sinagoge is en net Jesus. Hulle maak asof hy die wet, asof hy die Sabbat nie hou nie, maar is eintlik net hy wat die Sabbat hou.
met daai uitkom. Nou, die eerste versie in vers 10, Lukas 13 vers 10 sê, en hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. Ek weet ook of jy sê, baie mense wil kom en sê, daar is die bewys, Jesus Christus is in die sinagoge op die Sabbat, so hy die Sabbat gehou en hy het geglo, dis die regte kerk. Wat het Jesus ook gedoen? Hy het geëet en gedrink, saam met sondaars en tollenaars. En hy het vir hulle gesê, toe hulle daaroor veroordeel, want hulle het hom 'n wynsuiker en 'n vraat genoem. Nee, vraat en 'n wynsuiker. Hy het vir hulle hom sê, hoe doen jy? Hy sê, ek het nie gekom vir hulle perfek is, ek het gekom vir hulle wat verlore is. Met ander woorde, daar sê tussen hulle, die grootste sondaars is die tollenaars, as die fariseërs, op die Sabbatdag in die sinagoge. Waar kom die idee vandaan om op 'n Sabbatdag in 'n sinagoge kerk te hou? Ek daag jou uit of my die Ou Testament te wys. Nergens. Nergens word daar ooit gepraat van 'n rabbi in die Ou Testament nie. Die priesters of priesters take moes doen in die tempel, ja, maar nergens nie. Daar is net een keer waar daar gepraat word, ook nie in die Afrikaanse Bybel nie, net in die Engelse Bybel word daar net een keer genoem in sinagoge, en dit is in Psalm 74, en dis maar nie die vertaling, maar dit praat eintlik van 'n vergaderplek van God. Dis die enigste plek. Dit het nooit bestaan nie. Maar ewe skielik tussen die Ou en die Nuwe Testament is daar 400 jaar wat God stil was. En ons lees ewe skielik in die Nuwe Testament van hulle nou in die Bybel voor mekaar geleer op die Sabbat in die sinagoges. Wanneer het die kerk ontstaan? Ek gaan nou vir die Bybel wys dat die Here dit geprofeteer het, maar die kerk het ontstaan op Pinkster, Sondag was op die eerste dag van die week, toe hulle mekaar gekom het en die Heilige Gees op hulle uitgestort is. Dis toe die kerk begin het. En die kerk weer. In elk geval, Here Jesus is hier so, maar hy is tussen hierdie klomp sondaars, hierdie klomp fariseërs. Daar is so baie fariseërs in hierdie verdomde wêreld hoor, en in hierdie dorp. Hy sê hierso, en hy was besig om die Sabbat in een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou, ekskuus, ek het dus half my vererg, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos, en hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord te sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Wat 'n geveinsde antwoord. Weet hulle dat nie waaroor gaan die Sabbat? Die Here antwoord. Toe antwoord die Here om te sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of sy esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Daar was 'n reël, een van die Sabbatswette was gewees dat jy jou diere moet los wees op die Sabbat. Hy mag nie gekniehalter wees nie, hy mag nie ingehok wees nie, hy mag nie vasgemaak wees nie. Ek het altyd gedink dit was seker 'n vreeslike taak op die Sondag om jou diere weer bymekaar te maak. Hulle moes los wees. Hulle mag nie gekniehalter wees nie, hulle mag nie gebonde wees. Jy sien, dit is waar die idee van vryheid vandaan kom. Hier is dit al klaar en mense se oë net moet oopgaan. Dit het te doen dat die Here jou wil bevry. Hy wil nie jy moet gebind wees nie. Mense kom en hulle wil jou bind met reëls en regulasies wat niks met die Here uit te waai het nie. Dit is 'n tydelike ding gewees wat vir ons iets beter moet kom leer. Nie eers jou diere mag gebind gewees het nie. Maar hierdie vrou is gebind. Sy is gebind deur siekte. Sy is krank in mekaar getrek deur siekte. En hulle laat dit toe. En Jesus wil haar losmaak. En hulle veroordeel Jesus. Omdat hy die enigste een is wat die wet hou. Deurdat hy haar genees. Deurdat hy haar losmaak op daardie dag. Die Here sê dit ook hier. So hy sê, vers 16, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, waar die Satan 18 jaar lank, dink dan, waar die Satan 18 jaar lank dit gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos geword het nie. Die vyand wil jou bind, die vyand wil jou vreugde en jou
jou prys van jou daai vryheid wat alle verstand te bowe gaan, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Beteken nie ons mag maar sonde, ons weet wat sonde is. Maar omdat ons swak is, die Here gesê, jy kan dit nie dra nie, ek dra dit vir jou. Die Sabbat het niks, die Sabbat het nog nooit 'n ding met kerk te doen gehad. Die kerk was, die Sabbat was 'n dag wat jy moes rus. Ek het 'n bietjie gekyk na die wette, jy kan nog gaan lees na die wette, en ek het so 'n bietjie rabbies daaroor gevra vandag. 'n Paar van uit, iets soos 50 dinge wat jy nie mag doen op die Sabbat. Maar ek gaan net so 'n paar vir jou doen. Die eerste ding is, jy mag niks dra nie. Jy mag nie eens 'n kind optel nie, op die Sabbat. As jy die Sabbat wil hou nie. Jy mag nie eens 'n kind optel nie. Hulle mag nie musiek speel nie, want jy mag nie 'n beeld optel of blaas nie. Met ander woorde, as hulle in hulle kerke musiekinstrumente speel, of selfs in die orgel, is hulle klaar besig om die Sabbat te oortree. Jy mag nie 'n vuur aansteek nie. 'n Vuur aansteek beteken ook, as jy jou kar aanskakel, dan steek jy 'n vuur aan. As jy elektrisiteit aansit, dan steek jy 'n vuur aan. As jy 'n warmtekombers of 'n heater maak nie saak nie, dan is jy besig om 'n vuur aan te steek. Doen jy dit dan nie om by jou kerk uit te kom nie? Hoor mooi. Ek wil jou net jou kerk uithou as jy op 'n Saterdag op kerk ry, by al mense asseblief gaan. Maar moenie jouself verbeel deur die Sabbat nie. Jy mag ook nie 'n vuur uitdoof nie. Met ander woorde, as jy jou klaar in 'n karretjie gestaar het, mag jy nie weer afsit nie. Shit. Jy mag nie kos maak nie. Jy mag nie uitvee nie, jy mag nie eers, daai man maak 'n lekker aantekening terwyl ek preek. Mense is lief om dit te doen. Weet jy dat as jy die Sabbat nie mag jy nie skryf op die Sabbat? Ja. Jy kan skryf. Ons hou nie Sabbat nie. Ons hou kerkdiens. Maar ek praat van hulle. Wat sê jy die Sabbat? Jy mag nie eers skryf nie. Jy mag nie kook nie, jy mag nie wasgoed was nie, jy mag nie 'n stukkie naaldwerk doen nie. Dis wat dit is op die Sabbat. Die Here is om vry maak. Dis wat hy kom doen. Hy is gemaak. Die wat die Here vrygemaak het, is waarlik vry. Nie vry om te sondig nie. En waar kom die sondag vandaan? Kom ek gou daai wat jy sê, want miskien sê elke pastoor jy's nou reg, maar weet jy wat? Julle wat op 'n Sondag aanbid, julle is verkeerd. Sondag, dis die dag van die son God. Nee, dis wat hulle vir ons vertel. Ek gou vir jou iets wys. Eksodus 12. Die instelling van die Paasfees, die instelling van die Pasga, vers 16. Hy sê hierso, en op die eerste dag, wat 'n dag? Op die eerste dag, wat 'n dag is die eerste dag? Sondag. Op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dae gedoen word nie, net wat deur elkeen geëet word. Dit mag, en dan word hier mag jy nog kos daarop voorberei dat jy nie op die Sabbat mag doen nie. So hierdie was nog nie die instelling van die Sabbat nie. Hierdie was 'n instelling gewees van die vryheid wat hulle sou kom. Met ander woorde, dis 'n jaarlikse ding wat hulle sou hou om hulle bevryding uit Egipte uit te herdenk. Maar dit dui uiteindelik op wat? Dit dui uiteindelik wat gebeur op Paasfees, wanneer die Here Jesus Christus op die Vrydag vir ons gekruisig is. Toe sy bloed vir ons gestort is, ons hou vandag nagmaal, ons gaan dit herdenk. Toe sy bloed vir ons gestort is, toe hy betaal het vir ons sondes. Op daardie Saterdag, op daardie Sabbatdag, moenie dit Jesus het hier aan dood gelê en gerus nie. Hy het die oorwinning gaan aankondig in die doderyk. Die doderyk het 2 plekke gehad. Die boesem van Abraham en die plek van smarte. Jesus Christus vertel vir ons van die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Dis die 2 plekke. As jy Matteus 26 lees, jy hoor, toe daai gordyn oopgeskeur het die graf te oopgegaan in die heiliges. Het opgestaan. Hulle het nie meer, daar is nie meer plek vir ons wat gered is in die doderyk nie. Jy sal lees en uiteindelik op die einde word die doderyk van ons behelp in die put van vuur gegooi en hulle wil daar binne is. En dis net die wat verlore is. Die Here het ons vrygemaak. En dis wat hy gaan aankondig op daardie 2de dag. En op die 3de, op die eerste dag van die week, die Sondag, het hy opgestaan uit die dode uit. En dit is waar hy vryheid gebring het. Hy het 'n week voor dit ook op die eerste dag van die week op 'n donkietjie, op 'n eseltjie ingery daarin. Jerusalem, ons praat van die triomftog, die Palmsondag wat baie kerke ook hou.
het hy ingery, 'n week daarna het hy opgestaan uit die dood vir my en vir jou. Dis waarop dit dui. Dit word dan ook herhaal, toe hulle uiteindelik in Levitikus 23, vertel die Here vir hulle ook van hierdie Pasga, maar hy stel nog 'n ding in. Hy vertel alles wat moet gebeur. Onthou hier staan op hierdie Pasga is daar hierdie offers wat gebring moes word. En dis die tydelike offers. Jesus is die volmaakte offer word. Maar dan sê hy, vers 15, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke. Met ander woorde, 7 weke na die Pasga. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. En dit is die instelling van Pinkster. Dis die Pinkster Sondag. En wat gebeur uiteindelik jare later op Pinkster Sondag? Jy gaan lees Handelinge 2. Wat gebeur? Die Heilige Gees word uitgestort oor alle vlees, sodat hulle wat hom wil aanneem as hulle redder bevry kan word. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, al hierdie Heilige Gees in jou kan dra. Dit is die nuwe wyn. Is jy moet ook verander word. Jy moet bereid wees om verander te word. Jy moet die ouwe kan los en weggooi en sê ek is klaar daarmee. Die ou Frans van lewe nie meer nie. Die nuwe het gekom. Sodat hierdie nuwe wyn wat in jou kom, jou van vooraf kan vorm, wat in jou kan fermenteer, sodat jy van vooraf gevorm word soos die Here jou wil hê. Jeremia sê dit en my traktaatjie, Hebreërs sê dit ook. Hy sê wanneer die Here Jesus gekom het, dan kom die volheid van die tyd. Wat gebeur dan? Dan is die ouwe dood, die ou verbond, die ou testament, die nuwe verbond kom, die nuwe wyn kom. En dan gee ek nie vir jou 'n wet wat geskryf is om te volg nie, ek gee my wet in jou hart. Jy sal weet wat sonde is, jy sal weet wat verkeerd is, en jy sal dit bely. Dis wat dit is om 'n kind van die Here te wees. Dis nie om perfek te wees, julle ken die twee. Die Here vertel dit, hier staan die ou Fariseer, hy is so heilig, hy is so perfek, want hy ons die wet, hy staan daar in die tempel. En hy sê, dankie Here dat ek so wonderlik en so oulik en so pragtig en so mooi is, en so sondevry is wat ek nie weet. Nee, dis nie al sy woorde nie, dis in my woorde, maar dis basies wat hy sê. Dankie, ek is nie soos daai tollenaar. En die tollenaar kom hier en sê, Here, wees my hierdie ou sondaar barmhartig. Want ek weet, ek kan uit eie krag niks doen om U te behaag nie. Ek kan niks doen nie. Ek kan net aan hom vashou wat U welbehaag het in sy naam is Jesus Christus. Jesus Christus het gekom om vir jou en vir my vry te maak. En hy het dit gedoen op die eerste dag van die week. Dis hoekom ons op Sondag kerk hou. Maar dit maak nie saak watter dag jy wil hou nie, want ek sê weer eens vir jou, ek is elke dag in daardie Sabbatsrus. Ek is nie meer gebind deur 'n sekere dag wat my bind te goed wat ek mag doen en nie meer mag doen nie. Dit is 'n skaduwee wat verbygegaan het. Die volmaakte het gekom, dis Jesus Christus, en hy het my vrygemaak, dat ek hom elke dag kan lief hê, dat ek hom elke dag mag aanbid, elke dag tot, en elke dag mag ek rus ook. En jy al daar uitgekom. Is dit die Jesus wat jy ook ken? Die volmaakte Jesus. Ek gaan afsluit hier, gaan vir jou lees, want ek nog nagmaal ophou. As jy vandag wonder, as jy van daai is wat rondgeslinger word, want dis wat gebeur, mense gaan vir jou vertel, jy is nie goed genoeg, jy gebruik verkeerde name, jy hou die verkeerde dagkerk, ek ken vir Jesus Christus uit Grieks, uit die oorspronklike Grieks is sy naam Jesus, Isos. Baie mense gaan vir jou vertel, jy mag nie daai naam gebruik nie, nonsens. My maat en naam, ek het net vir hulle vertel, haar naam was Johanna, sy die van my naam gehou, jy sal jou noem, maar ek het haar genoem Boeks, en glo vir my, ek het geweet met wie ek praat, en sy het geweet met wie ek praat, en my pa se naam is Ben gewees, en ek het haar genoem Della, dit was wat ek ook genoem het, ons het mekaar geken, en net so met die Here Jesus Christus, ek om ander met daardie naam, wie ek mee praat, ek weet met wie ek praat, hy weet met wie ek praat, hy weet wie met hom praat, en hy sê in die woord, jy kan gaan lees, hy sê nie jou naam is in my hand geskryf, hy sê jy is in my hand geskryf. En wanneer ons praat van die naam van die Here, wat praat ons eintlik van die Here is op ons harte geskryf. Die persoon. Net soos wat die persoon 'n wet kon vervang, het 'n persoon 'n naam kon vervang as dit so mag stel. Dit gaan oor die persoon van Jesus Christus. Dis die een wat die kruis vir my gehang het. Romeine sê vir jou nie eenvoudig, hier in Romeine 10 vanaf vers
Eindig net vers 13. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek gaan weer vir jou sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep en dit bedoel sal gered word. Al wat jy hoef te doen, is om so daai tollenaar te bely, sê, weet jy wat? Ek is nou maar 'n sondaar, en ek sukkel daarmee. En ek weet, ek is nie veronderstel om daarmee aan te gaan nie. Maar net deur 'n verhouding met die Here sal ek oorwin. Dit noem hulle heilig maak. Jy kan gaan lees in Galasiërs 3, Galasiërs 5, nou kyk ons 25 van vers 23, nee. Galasiërs 23 wat hy sê die vrug van die Gees. Galasiërs 23. Vrug van die Gees. Die dinge, die 9 dinge, die vrug van die Gees is liefde, lankmoedigheid, nee, goedheid, vrede. So kan jy aangaan. En daardie goed is, daar sê hy ook, teen hierdie dinge is die wet nie. Maar dis nie iets wat jy kan gaan sê, ek moet nou so, ek moet nou, jy kan jouself meedaan. Jy kan jouself meedaan. Maar dis 'n pad, Hebreërs praat van die pad van heiligmaking, waar sonder ons God nie sal sien. Dis 'n proses. En ek het gesê, dis 'n proses wat kom uit 'n verhouding, 'n liefdesverhouding. Ek het al baie gesê, dit is Jesus met ons sy bruid, Annelie is my bruid, ek is haar bruidegom. Ons het mekaar ontmoet, en soos ons mekaar weer lief kry het, doen ek nie dinge wat haar hart gaan seermaak, en sy doen nie dinge, ons doen dit nie beswillig nie. Nee, sy gee nie vir my stel reëls, ek hou nie van die, dit is wat ek moet doen. Ek het haar leer ken, en ek het haar hart leer ken, en sy het my hart leer ken, en ons moet die hart van die Here leer ken, dan sal jy die pad van heiligmaking loop. Jy gaan baie keer nog 'n trap breek onder jou, ek het nou oortree, maar dan bely jy, en sê, Here, asseblief vergewe my, en jy gaan nie sê, ek is nou verlore nie. Ek is nou verlore, ek wil nou weer van vooraf begin, nee, jy trap hoor, hy trap en jy gaan aan. Jy is goed genoeg, die Here het jou lief, dis hoekom hy vir jou aan die kruis gesterf het. Ek gaan weer vir jou sê, hy het jou lief. Hy is nie daarom uit om jou uit te vang nie. Hy is nie daarom uit om te kyk of ek so min as moontlik mense in die hemel kan kry nie. Nee, hy sê, Petrus sê dit in 2 Petrus 3, hy sê daar, die Here stel nie uit. Hy vertraag nie sy kom soos ons het vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig en hy is so lief vir ons. Hy wil nie dat een verlore moet gaan nie. Hy stel uit sodat nog mense na hom toe kan kom. Hy maak dit so maklik as moontlik. Dis die enigste godsdiens wat jy nie hoef te doen nie. Wat nie op jou lê dat jy dit moet verdien nie. Dis die enigste godsdiens waar die koning kom, waar die God kom en sê ek doen vir jou. Wauw, wat 'n tipe God is dit? Dis die God wat ek wil dien. Die ander wil jou bind, godsdiens wil jou bind. Die Here gesê ek het gekom om die boeie af te gaan. Maar Here laat toe dat mense julle weer bind in ons is. Ek het julle vrygemaak, sê die Here. Die Here Jesus sê ek is die volmaakte wyn. Maar jy moet bereid wees om ontslae te raak van die ou. Met ontslae raak van die ou. Ek gaan ons weer nagmaal hou. Ons gaan almal saam met hou. Maar kom ons doen net 'n goeie gebed. Hemelse Vader, vir U baie dankie sê. Baie dankie sê dat U seun gestuur het, die eie seun. Of vir ons die wette kon vervul. Dit wat ons nie kon doen nie. Ons kon nie God wees nie, maar hy is God. En daarom moet ek op instaan. Volledig mens, maar ook volledig God. En hy die boete kom betaal aan die kruis. Ek voel so die krag van die Heilige Gees ook op hierdie stadium, Here, dankie daarvoor. Ek wil vir U dankie sê. Here Jesus, ek wil U moet verheerlik word. Dankie vir U liggaam wat vir my gedreef is en vir elkeen wat hier so sit, elkeen wat luister. Dankie vir U volmaakte bloed, die beter wyn, die beste wyn, die nuwe wyn wat gekom het om die ou te vervang, die tydelike, die skaduwees. Dankie dat U werklik is. Dankie dat U 'n lewende, ewigdurende God is. Volledig priester, volledig profeet, volledig God.
vra dat U ook dit verheerlik word wat ons hierdie nagmaal gebruik. Ek vra Here dat U hierdie tekens in ons liggame sal seën. Ek vra ook Here dat U elke hand wat dit voorberei sal seën. Ek bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wou hierdie nagmaal hou. Ek wou dit hou saam met die mense wat kyk my gaan vra. Ek gaan hulle groet. Die kykers